Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, my koning, my verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Dankie Here, hier is ons. Dit is u tyd. Dit is u uur. Spreek in hierdie uur. Amen. Dit is die son skyn en dit is die somer is op pad. Halleluja, prys die Here. Dit gaan goed met die mens wat op die Here vertrou. Dit sê die woord. Die Here het ook gesê vanoggend Psalm, wat is dit? Wat jou sorge? 55. Psalm 55, ek is die geregtigheid van God en hy sal my beskerm. Amen, dankie Here daarvoor. Right, ons is nog steeds hier so, daar is net iets wat gebeur het met die internetkonneksie, weet nie presies wat nie, maar prys die Here, hier is ons nog steeds. Dankie Here, dit is nog steeds u uur. Dankie Here vir u goedheid, vir u genade. Dankie vir die woord vanoggend, Here, van bevestiging, dat ek is die geregtigheid van God in Christus. In my weergeboordenheid is ek die geregtigheid van Christus. Is ek die geregtigheid van God. Sê dit vir die Here, sê dit vir jouself, bely dit vanoggend. Here, dankie, dankie. U is God en u is die koning. En Here, in u kan ons sterk staan. Dankie Here, daar is soveel getuienis, Here, soveel dinge in die wêreld, van die ondergang van die wêreld, maar daar is net soveel, indien nie nog meer nie, getuienisse, Here, van dit wat u steeds doen, hoe u steeds onderrig, hoe u steeds ons onderhou, hoe u ons steeds versorg. Dankie Here, u is nog steeds die koning op die troon van my lewe. Amen. Prys die Here. Ja, kom ons sluit die oë en dan bid ons ook vir hulle wat ons, Here, nog steeds na u toe bring. Vader, in die naam van Jesus kom ek vanoggend nog steeds na u toe en bid nog steeds, Here, vir die siekes. Ek bid nog steeds, Here, vir Jeremy daar van Pietermaritzburg, Here, wat die nek gebreek het in die rugbywedstryd. Here, terwyl hy asemhaal, is hy nog nie dood nie, kan u steeds hom daar laat opstaan nog eendag, Here. Ons glo dit, ons vertrou dit, want deur die wonde van Jesus sê u is daar vir ons genesing. Here, trek u wonde oor hom. Here, ek bid nog steeds vir Johan Grobbelaar met die kanker is dit. Here, en so ook elke ander een wat ek nie eens van weet nie, Here. Hierdie is maar net mense wat ons versoeke van kry, Here. Daar is soveel mense wat nie eers vir ons sê nie, Here, wat self op hulle eie maar sit met hierdie ding of daardie ding wat hulle tref. Here, dankie, dankie dat niks sal met ons gebeur as u dit nie toelaat nie. Dankie Here dat daar ook iets is
soos siekte. Here, dankie, want dit hou ons naby aan U. Ook vroeër in die gedeelte wat ons nie uit beeld send nie, het ek ook gesê, het die Here gesê, wil ek sê, baie mense sê, dit is lekker om die Here te dien, dis maklik om die Here te dien, as dit goed gaan met julle het nie ons probleme, ons worries nie, en al daai goed nie, maar ek het gesê, nee, ek stem nie daarmee saam nie. Dankie Here, wanneer daar siekte is, dankie Here, wanneer daar so 'n bietjie moeilikheid is, want dit is, Here, dan bid ons harder, Here, dan bid ons meer intensief as andersins, wanneer dit lekker gaan, dan raak ons so amper as ons gemaklik raak met U. Dankie Here vir die dinge wat in ons lewens gebeur. Gaan saam met elkeen en seën elkeen wat ook, Here, in 'n posisie is, raak mense aan in verhoudings, Here. Here, laat mense heel eerste, voordat hulle enige iets herstel tussen hulle en kinders en mans en vrouens en wat ook al, Here, laat hulle eerste by U uitkom, Here, anderster is dit 'n dooie herstel hierdie, dan is dit nie werklike herstel nie. Here, raak ons aan elkeen en seën elkeen wat so getrou is met hulle tiendes en hulle offers. Here, ek dink weer in hierdie maand aan name wat ek net kan onthou, Here, U weet, daar kan ander ook nog wees, Here, daar was Clinton Elsebie, daar is Janiel Wit gewees, die vriend in Christus, Gansbaai, Here, dis net wat ek nou kan onthou. Here, daar is nog baie ander gewees, wat nie eens 'n naam het of 'n verwysing het nie. Here, dankie dat U dit ontvang het, en dankie dat hulle saad in goeie grond is, waar dit ontkiem, waar dit 'n vrug bring vir hulle. In Jesus naam, dankie. Seën hulle, seën elkeen, ooreenkomstig U rykdomme in Christus. Amen. Amen en amen. Prys die Here. Right, hier is ons nog op. Daar sê, daar sou 'n prentjie is, miskien nie die mooiste van prentjies wat jy nou gesien het in 'n lang tyd nie. Aan die linkerkant staan daar geesvervulde lewe, daar sou is die duif wat die Heilige Gees voorstel, geesvervulde lewe teenoor 'n lewe gevul met bose geeste. Nou, dit lyk net soos 'n blaps daarso, maar as jy mooi kyk, dan kan jy sien daarso is 2 vlekkies, en dit is dit is 'n voorstelling van 'n bose gees, 'n gevalle engel, wat hy duik so af, hier is sy kop, kyk, daar is sy kop, daar is 'n arm en 'n arm, die vlekkies, hier is die bene, reg, dankie Here vir so 'n voorstelling, dis lelik, ja, dit is lelik, want dit is 'n bose gees, is 'n lelike ding, en Here, dankie, kom spreek met ons oor hierdie, en dis daarom ek bid, Here, 'n moeilike gedeelte, maar kom spreek U self. Ek gaan nie dis 'n klas gee op die universiteit oor die geesteswêreld, en ons gaan nie op die bindings en ontbind en daai goeters konsentreer nie. Ons gaan praat oor die Here gee vir ons oor geesvervulde lewe, teenoor 'n lewe wat met die bose geeste, onreine gees gevul is. Nou, die meeste mense weet maar min oor bose of onreine geeste. Die meeste mense weet net dat dit 'n wese is wat in en uit 'n mens kan gaan, wat uitgedryf kan word.
En die meeste mense weet ook dat daar is nie net een nie, daar is baie. In der waarheid, daar is een met 37 nulle geeste, 'n derde wat uit die hemel uitgewerp is. Dit is 1 en 37 nulle. So, hoeveel engele is dan daar so? 'n derde daarvan, daar's 2 keer meer engele. So niks om oor excited te raak nie. Prys die Here. Maar ek wil sê die woord van God leer ons ook dat hulle kan saamspan. Is wat die Here in hierdie teksgedeelte gesê het, waar ons by gaan stil staan, en dat hulle dan terugkeer met 7 ander bose geeste. Maar een ding is seker oor bose geeste wat jy hoef te weet, is daar is onreine bose geeste wat sleg is, en daar is die wat nog slegter is. Jy kry nie 'n goeie bose gees nie, bly weg van hulle af, vermy hulle, staan hulle teë in die naam van Jesus. Die mens word met 'n huis vergelyk in die Bybel as Jesus praat. As die huis leeg is, en daar is nie mense wat daar bly nie, of iets wat daar bly nie, dan is dit soos 'n huis. Ons gaan op vakansie, die huis se deur staan oop. Ons is op vakansie, die vensters is oop, die deure is oop, alles is oop. Dit keer niemand om van die straat af te kom en om hier in te kom en hier te kom bly nie. En dit is wat die Here van praat in, ag Jesusie, waar is dit tog nou? Maar kan nie nou op my tong net kry waar dit staan nie, maar wat die Here sê van die bose geeste, hulle kom by hierdie huis en hy word uitgedryf en dan keer hulle terug en hulle kry hierdie huis leeg. Wat beteken daai? Hulle kom terug en kry die huis leeg. Want Jesus het vertel dat iemand 'n duiwel uitgedryf het en daarna kon die man weer praat. Soms maak 'n bose gees iemand stom, ander kere laat hy iemand juis skree en vloek en te kere gaan en lelike goed sê, soos die besetene van Gadara. So, hy het nie net een manier wat jy kan vasstel nie. Vir baie mense is sulke bose geeste 'n daaglikse werklikheid, dat hulle met hierdie geeste moet saamleef met iemand langs hulle, om hulle, en omdat dit 'n werklikheid vir baie mense is, beskerm mense hulle self en hulle huise op allerhande maniere en met allerlei onbybelse rituele, wat net vir die singoma 'n welkombron van inkomste is. Dis wat die meeste mense ongelukkig doen. Kinders van die Here, hier is 'n bose gees hier, maar hulle sê as ons die in brand of die bo op die dak sit of in die dak sit, dit hou hulle weg. Regtig, ek is bly jy dink so, want dit is nie waar nie. Verander wie meer kerkmense is, word verwag dat
hulle soek altyd 'n pastoor wat duiwels kan uitdryf en die huis kan kom skoonmaak, ten minste 1 keer 'n jaar. En dan moet hy by voorkeur, hy moet daar bid en 'n gebed in elke kamer van die huis doen, ook 'n gebed in die kar en in die garage en oralste moet hy 'n gebed doen. Dit gee mense gemoedsrus. Uit elke hoekie moet die bose geeste verdryf word. Dan voel hulle, nou voel hulle weer veilig. Is daar waarheid daarin? Behoort jy dit te doen of doen jy dit ook? Uit die evangelie is dit duidelik dat die Here Jesus mense bevry van bose geeste. So, daar is wel iets soos bose geeste. Ek wil nie hier met op die einde sê, ek sê daar is nie bose geeste nie, daar is bose geeste. Maar hoe ons onsself beskerm, Here, dit is waarin ons eerder belang stel. En dit is die Here alleen wat hulle uitdryf. Hy maak jou lewe waar die bose geeste tot dusver huis gehou het aan die kant. Wanneer hy jou die geeste uitjaag, dan is dit hierdie huis wat deur mekaar was, maak hy aan die kant. Sien dat hy daarso gepraat het van 'n huis. Kom ons hou maar by die huis dan. Maar as hulle uitgedryf is, moet jy jou huis, die huis van jou lewe, nie alleen laat nie. Want as dit jou huis leeg is, dan gebeur wat ons in hierdie hoofstuk lees van, dat die bose geeste weer sal terugkom, selfs nog meer. Daarom moet iemand wat sterk is, die Here praat van die sterk man, die Heilige Gees in jou huis kom woon. As die Heilige Gees daar kom woon, dan sal hulle uitbly. In die plek van die bose geeste kom die Heilige Gees, die Gees van Christus, om jou huis te bewoon. Amen. En jy word 'n tempel van die Heilige Gees. Amen. En waar die Heilige Gees woon, daar bly die bose geeste uit. So ek hoef nie elke jaar iemand te kry, wat hierso die huis moet kom skoon maak nie, want as die huis elke jaar skoon gemaak moet word, dan beteken dit die Here se Gees, die Heilige Gees, is ook nie hier nie. Dan maak ons dit skoon, ons maak dit net aan die kant, mooi en skuif alles reg en doen, maar daar is 'n leë huis. Want waar die Heilige Gees woon, daar bly die bose geeste uit die huis uit, hulle bly uit die buurt uit. Here, omring ons met mense wat weergebore is, wat geesvervuld is, sodat ons 'n skoon buurt kan kry, want waar die Gees van die Here woon, daarso is die bose geeste nie welkom nie. Hulle loop draaie om daardie huis of huise. Hulle waag dit nie om nader te kom nie, want die Heilige Gees is die sterk een. En hy is die sterk man in die huis wat die Here van praat. En hulle gaan sukkel om hom vas te bind. Want hy is die een wat kan bind en ontbind. Nie hulle nie. So, hulle sit met 'n probleem. 'n Huis en 'n stad wat God se woord eerbiedig word, waar die Here en sy woord eerbiedig word, sal 'n plek wees waar geweld en verkrachtings en uitbuitings nie aan die orde van die dag is nie.
dit is finish en klaar, punt. Hoekom? Want dis daardie lewens waarin die Gees van die Here woon en gevoed word met wat? Die woord van die Here. Dit is hoe jy die sterk een, die sterk man, die Gees van die Here in jou hou, dat hy nie uitkom dat dit 'n leë huis hierdie word nie, deur die woord van die Here. En dan wat mense wil kla van hierdie aanvalle van die duiwel, ja, miskien moet jy die Gees in jou meer voed met die woord van die Here. Dat die Here die sterk ene, die Here, U het gekom, U het hierdie lewenshuis uitgevee, U het dit ordentlik aan die kant gemaak en U is teenwoordig, maar as ons U nie voed nie kos gee nie met U woord nie, dan gaan U sê, nee wat, hier gaan ek doodgaan van armoede, van honger, laat ek hier uitkom en gaan waar ek kan kos kry. Nou, ek gaan iets sê, en luister maar mooi wat ek sê. Bose geeste kry relatief min vatplek waar God regeer. Dit is nie onmoontlik dat hierso is 'n gees, ja, in die huis, ons het hierdie huis gekoop, Here, en die bose geeste is in hierdie huis. Daar is 'n moontlikheid daarvoor, maar nie in hierdie huis, jou lewenshuis nie. Want waar God regeer en waar sy Gees en woord teenwoordig is, daar vlug die bose geeste. Daarmee sê ek nie dat die geeste nie bestaan nie. Ons lees die onreine gees, toe hy uitgedryf is, wat het hy gedoen? Hy het rondgedwaal en oral probeer rus soek, totdat hy 'n nuwe plan, 'n nuwe aanvalsplan uitgedink het, en hy het teruggegaan na die huis, met 7 ander geeste en met homself saamgevat. 7 nog slegter as hy self. Nou ons sal weer probeer om daardie huis in beslag te neem, sê hulle. Want 8 bose geeste wat saam staan, dan sal ons seker die sterk man kan boei. Maar hulle het te doen met die Gees van die Here, die almagtige God homself. En toe die Gees weer by die huis aankom, wat het gebeur in die stuk in die Bybel? Wat het hulle gekry by die huis, hierdie lewenshuis van hierdie man? 'n pragtige huis, uitgevee en aan die kant gemaak. En nogal versier met mooi prentjies teen die mure en alles. Maar tot hulle verbasing, dit is dol leeg. Die Here het jou dalk een keer bevry. Nou, toe het hy jou bevry, jy het hom aangeneem en jy het die Here bely en hom ingenooi in jou lewe in. Here, laat ons U aanhou kos gee, laat ons U voed, dat U hier kan bly, dat wanneer hierdie geeste wat U uitgedryf het, Here, wat toe U inkom, toe move hulle uit, Here, dat hulle nie kan terugkom en sien, maar U is ook nie hier nie, so ons kan maar weer inkom nie.
asseblief, staan daarop, voed die Here daagliks met sy woord, voed sy gees met sy woord, dat hy daar kan bly. Want hoe kan 'n huis so mooi en netjies wees, maar die Heilige Gees is nie daar nie? En dan kry jy dit, dat mense baie godsdienstig klink en hulle kan jou baie mooi Bybelversies opsê en al sulke goed, maar dit het nie krag nie. Die Here is nie daar nie. Dis 'n dol leë huis. Dit is soos 'n huis wat leeg staan, maar daar is 'n radio wat aangeskakel is daar binne. Jy hoor geluide, maar daar is geen krag daarin nie. Ja. En dit is presies wat Jesus vir die Jode, die Joodse volk van daardie tyd gesê het. Jesus het hulle kwaadlik geneem. Hy het gesê, hulle is die volk van God. Eeuwenlang is julle geseën met God se nabyheid. Eeuwenlang het julle gebaat by die stabiliteit van sy verbond. Maar nou het julle 'n slegte en owerspelige geslag geword. Selfs die koning van die suide, die koningin van Skeba, wie nie 'n verbondskind is nie, sal in die oordeel teen hulle opstaan. Julle is deur die verbondsgod geseën met 'n ongekende rykdom, sê die Here. Met geestelike rykdom en wysheid. Dink aan die wysheid wat Salomo gehad het, waaroor hierdie selfde koningin van Skeba haar verbaas het. Maar wat het julle gedoen? Julle het die bron van al hierdie wysheid en rykdom, die gewer daarvan, die het julle in die steek gelaat. Dit is wat die Here vir hierdie Jode sê. Die Heilige Gees, wie se tempel julle mag geword het julle nie geword nie. Julle het die Heilige Gees onbelangrik begin ag. Die Heilige Gees wat julle huis beskerm teen die bose geeste, onbelangrik geag, omring deur al die rykdomme van die verbond, nog steeds profeteerend daarvan, het julle begin lewe asof die Heilige Gees nie meer nodig is nie. En op 'n goeie dag, toe die bose geeste terugkom na 'n lang swerftog, toe vind hulle hierdie pragtige huis dol leeg. Pas op dat dit nie met jou gebeur nie. Here, hierdie huis is mooi opgemaak en hy's mooi aan die kant gemaak. Alles is uit. Dit is uitgesit. Onthou Dinsdagoggende kom die veilige glory. Ja. Sit alles, gooi alles in sakke, sit dit uit. Dit is wat hier gebeur het. Maar Here, wow, hulle het U ook uitgesit. Die sterk man wat hulle verwag het om daar te kom, te kry. Hoekom 8 van hulle teruggekom het, om hom te oormeester, ek weet nie waar so Afrikaanse woord is nie, om hom te oormeester, die vind hulle nie eers daar nie. So, tot hulle verbasing is dit toe, Here,
Wow, halleluja. Dit is 'n maklike intrek hier. En Jesus sê dan, die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Wat Jesus met hierdie opmerking bedoel het, is baie ernstig. Hy bedoel dat die toestand van die Jode voordat God met hulle 'n verbond gesluit het, sê maar toe hulle ook heidene was, dat daardie toestand minder erg was as wat hulle huidige toestand is. Hoe so? Ja, want hy het bedoel, nou dat hulle die gawe van die Heilige Gees verwerp het, en sondig teen die Heilige Gees, nou is hulle slegter af as voorheen nog. In Matteus 12 vers 31 staan geskrywe, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees sal die mens nie vergewe word nie. Wat is sonde teen die Heilige Gees? Wat is lastering teen die Heilige Gees? Kom ons kyk gou net daarna. Dit is wat die Here Jesus in hierdie gelykenis verduidelik. Hy het die bose geeste uit sy volk se bestaan verban. Hy het in plek daarvan sy gees gegee. Amen. Hulle is vervolgens geseën. Waarmee? Met 'n pragtige lewe. Stabiel, sinvolle lewe. Maar op 'n stadium het hulle gewoond begin raak aan die rykdom. Die avonture van die sondige wêreld, die duiwel en sy bose ryk het aanloklik begin word. Hulle het begin dink dat hulle al daardie rykdom, daardie bevoorregte posisie aan hulle self te danke het. Hulle het begin lewe asof hulle die Gees, die sterk man, nie meer nodig het nie. Hulle het self begin ontken dat hulle al hierdie voorregte te danke gehad het aan die God van die verbond. Teen beter wete is hulle het hulle die wonderdade van God in hulle lewens begin ontken en begin praat van ons, ek. Hulle het die Here toe hy op die aarde gekom het, toe nie aanvaar nie. Hulle het homself op een lyn gestel met Beelzebul. Dit is sonde teen die Heilige Gees, om iets wat goed is aspres sleg te noem. Hulle het die Here Beelzebul genoem, gesê, hy maak gesond in die naam van Beelzebul. Dit is nie die waar nie. Dit is om die waarheid sleg te maak. Nou sit hulle daar so. Mooi gemaak, aan die kant gemaak. Maar aan die ander kant is hierdie huis leeg. Hoe lyk ons samelewing? Hoe lyk ons samelewing? Aan die een kant ry ons nog heerlik op die golf van die welvaart, die stabiliteit,
die regsekerheid wat die evangelie gebring het, 'n huis wat uitgevee is, opgeruim is, maar leeg is. Die gewer van hierdie goeie gawes word nie meer gewaardeer nie en ook nie geëer nie. Jy kry baie mense, dis werklik as jy daaraan dink, hoeveel mense nooit dink aan die Here, nooit praat van die Here, nooit dankie vir die Here sê vir enige iets nie, en alles maar net, ja, maar ons glo, nee, ek glo, natuurlik, ek glo nie in die duiwel nie, dit wil nie, wat dink jy, ek glo in die Here, net, en dis al glo, is net daai sinnetjie, ek glo in die Here, niks verder, ooit enige dankie nie, nooit enige stil word met die Here nie, niks nie. Wow. Dit is 'n huis wat uitgevee is, ek glo in die Here, uitgevee. Maar, hy is dol leeg, want daar is nie gees wat daar kan woon nie. Gees wat gevoed word met die woord nie. Die Here word nie meer gewaardeer en geseën nie. Sy bestaan word selfs ontken onder mense. Die omgekeerde word selfs beweer. In die sekulêre wêreld hoor ons hierdie weste, die sekulêre weste waarin ons woon. Ons hoor nie meer dat God se woord vir die samelewing goed is nie. Nee, ons hoor die teenoorgestelde. Ons hoor dat geloof en godsdiens uit die publieke samelewing moet verdwyn. Dit moet verwyder. Hoekom? Want en dan word gesê mense mag net in die privaatheid van hulle eie huise hulle godsdiens gaan uitleef, want die Bybel kan gevaarlik wees, word gesê. Dan kyk maar na al hierdie, hulle is pro dit en staan vir dit en alles. Een van hulle eerste sinnetjies, dit maak nie saak wat voor hulle staan nie, is ja, teen die Bybel, want die Bybel is gevaarlik, gevaarlik vir 'n multigodsdienstige samelewing, gevaarlik vir al hierdie bose dinge wat mense doen en leefwyses wat hulle lei. Dit moet iets wees wat privaat is, nie in die skole nie, nie in die openbaar nie, nêrens nie. Dit is privaat. Ja. Nou dit klink nogal baie, die Here sê, dit wat was sal weer wees. En dit klink baie soos wat dit was in die tyd waarmee hy te make gekry het. Terwyl Jesus iets goeds gedoen het, maak die Fariseërs hom uit as iemand wat gevaarlik is. Die skare is verwonderd. Hulle verstaan nie mooi wat aan die gang is nie, want hulle sien hoe 'n stom man wat deur 'n bose gees getuister was, tot rus kom en self weer begin praat. Heeltemal verstom. Die skare begin hulle self hardop afvra, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Begin hulle onder mekaar te vra. Is hy nie miskien die beloofde Messias nie? Maar wat doen die Fariseërs? Die Fariseërs se harte is boos. Hulle wil nie die wonder sien nie. Hulle oë is verblind. Hulle sê selfs die omgekeerde. Hy is die seun, hy is nie die seun van Dawid nie, reguit. O nee,
Hy dryf geeste uit in die naam van Beelzebul. Dit klink presies soos wat dit vandag gaan. So as hy van Beelzebul is, dan is Jesus ook gevaarlik. Hy is nie die lang verwagte Messias nie, maar een wat by die volk weggehou moet word. Here, wat sê ons fariseërs vandag? Hou die Here weg van die skole af, hou hom weg van die strate af, hou hom weg van die publiek af. Toe was daar ander fariseërs, hoe verwaand, hulle vra hom vir 'n teken uit die hemel. Dit enkele minute nadat Jesus 'n wonderteken gedoen het, 'n man bevry het van bose geeste in hom en hy kan praat. En hulle vra so wraggies vir 'n teken uit die hemel. Omdat hulle blind was, hulle kon nie sien nie. Ai. En dit is soos mense vandag is, wat ontken dat God bestaan, terwyl hulle omring word deur seëninge. Die Here sê, laat ons onsself op hierdie punt ondersoek, dat ons wel in die wêreld is, maar nie van hierdie wêreld is nie. Here, is ons nie dalk van hierdie wêreld nie? Hoeveel dink ons soos die wêreldling? As baie mense om jou lewe sonder om daagliks Bybel te lees, sonder om te bid, sonder om die Here te dien, maar terselfdertyd baat hulle nog steeds van die seëninge wat die Bybel vir hulle gebring het. Onthou en wees gewaarsku. Een of ander tyd sal die bose geeste terugkom. Ons geniet ons ry nog steeds die golf van toe ek weergebore is. Here, toe het jy in die huis gewees, toe begin ons hier af uit honger, wegjaag uit ons huis uit. Hier is 'n leë huis. Wees gewaarsku. Die bose geeste sal terugkom. Nee, ek sê so nie, die woord sê so. En hulle sal 7 keer meer terugkom. Want hulle huis staan leeg. Die sterk man is nie meer daar nie. En die bose gees sien sy kans om daar nie net een nie, maar 8 van ons te kom vakansie hou. Waar mense die werk van die Gees in hulle lewe verwaarloos, oftewel wil ek sê, waar die woord nie meer oopgemaak word nie, dit is maklike teikens vir die bose geeste. En dan die lewenstyl. As jy lewe soos iemand in die wêreld, dan sal jy word soos iemand van die wêreld, dan sal jy aan die wêreld behoort. Ai. Is daar by ons nog bereidheid om van harte te lewe en te gee vir die saak van die Here? Die Here se waarskuwing is baie ernstig. Die laaste van die hierdie mense word erger as die eerste. Voordat jy, wat 'n mens was jy eerste? Jy gaan erger word as die eerste ou mens wat jy was. Dis wat die Here daar sê. Dit bring
ons by die woorde van Jesus in vers 28, daar sê hy, salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Salig is jy persoonlik as jy die woord bewaar. Jy luister daarna. Dit is nie waardeloos vir jou nie, maar jy skat dit op sy waarde. Jy sluit dit in jou hart. Jy leef daagliks daarmee, sodat dit jou lewe kan transformeer, sodat jou lewe meer en meer Gods Gees vervuld kan raak. Dit is hoe ons leer en ons leer dit uit die Pinksterbewegings uit, charismatiese bewegings. Here, u Gees, u kom woon in ons. Ja, die Here kom woon in my met weergeboorte, maar ek hou die Here in my en ek raak sterker en sterker in my geesvervulling met een ding, en dit is die woord van God. Niks anders te nie. Amen. Ons lewe in 'n wêreld wat bestaan van bose geeste ontken. Die meeste mense, daar is nie 'n ding soos bose geeste nie, asseblief. En wat ook die bestaan van die duiwel ontken. Wie dit doen, moet vroeër of later ook die bestaan van God ontken. Want hulle is almal vir ons onsigbaar. Die Here, die duiwel, bose geeste, almal is onsigbaar. As Christene beweer ons nie dat hulle vir ons wel sigbaar is nie. Maar die woord leer ons om hulle werke op aarde raak te sien. En so raak hulle sigbaar. En al is hulle onsigbaar, die werke van die duiwel en sy bose geeste is baie, baie sigbaar. Hulle veroorsaak siektes en oorlog en wantroue, vernietiging van die hele skepping en uiteindelik ongeloof en opstand teen God. Ons kan hulle sien, want ons kan hulle werke sien. Maar gelukkig, prys die Here, die werke van die Heilige Gees is ook net so sigbaar, né? Die feit dat daar gelowiges is, wat alles wat hulle is en het toewy aan die koninkryk van Christus. Die feit dat gelowiges se lewens nog steeds meer Heilige Gees vrug dra. Die feit dat weergebore geesgevulde mense ons hulle sien. Die feit dat hulle dra liefde en vreugde en vrede en geduld, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, die vrug van die Heilige Gees. Here, dit is ook sigbaar. Daar sê, U is miskien onsigbaar vir ons baie, maar U werke is nie onsigbaar nie. Want ek wil iets sê wat vreemd gaan klink. Hierdie vrugte van die vrug van die Heilige Gees maak lewens gesond. Dit klink snaaks. Vrug van die Gees maak lewens gesond. Ja, hoe meer vrug jy dra, hoe meer vrug jy dra, die Gees in jou dra na buite toe, hoe gesonder sal jy word, want hoe groter sal jou teenstand wees teen alle hierdie siektes en pla en alles. Die huis word netjies. Dit is Christus se werk.
deur sy gees om ons huis netjies te maak. Nou sê hy dryf die demone en die duiwels ver, ver weg. Toe u inkom, toe dryf u hierdie geeste uit wat van hierdie lewenshuis 'n varkhok wil maak. Die Here se gees is genoeg, toe hy inkom, toe move hulle uit. Ja, en Christus dryf nog steeds deur die gees die demone uit. Met weergeboorte, dan gaan hulle kan nie binne bly nie, hulle kan nie self die huis as die Here bly nie. En dan gee die Here nog die gawe ook om te kan bind en te kan ontbind. En die Gees hou hierdie demone uit jou lewe uit. Wanneer? Hoe? Wanneer die woord hande en voete kry in jou lewe. As die woord van die Here hande en voete kry in jou lewe, dan hou dit die bose geeste uit. Die werk van Christus se gees is dat die huis skoon word. So is die werke van die Gees duidelik sigbaar. En wie dit nie sien nie, wil dit nie sien nie. Soos daardie Fariseërs van destyds. Dan sondig hulle teen die Heilige Gees deur as prins dit wat goed is, sleg te noem. Om nie te krediet te gee vir die goeie dinge wat God doen nie. Maar hulle maak dit verdag. So 'n houding in die lewe sal swaar gestraf word, sê die Here. Maar elkeen wat geesvervuld lewe, kry die pragtige belofte. Salig is hulle wat die woord van God hoor. Salig is jy as jy sy woord op waarde skat. Salig is jy. Salig is jy as jy die woord bewaar. Salig, dit wil sê gelukkig. Gelukkig en geseënd is jy. En gered bly jy as jy die Here se woord bewaar in jou lewe. Laat ons dan 'n geesvervulde lewe lei. En ja, ek is self van die Pinkster charismatiese mense wat hulle genoem word, maar baie Pinkster predikers misbruik hierdie geesvervulling. Hulle maak dit goedkoop met die verstande dat dit alleen die spreek van tale is. En dit aanhits na 'n punt waar hulle sit met 'n kerk vol mense met wat kragtelose geluide maak. En nadat hulle die geluide gemaak het, geen vrug van die Heilige Gees dra nie. Terwyl geesvervulling is wanneer iemand na die woord van God luister en die Gees in hulle bewaar, sê vers 28. Om die woord te hoor en dit te bewaar, nie om geluide te maak, nie om dit eerder in as uit. Dit is geesvervulling. Leef geesvervuld. Wat is dit? Gelei deur die Heilige Gees. Bewaar die openbaringe van die Heilige Gees in jou hart en leef sigbaar daarin. Dit is geesvervulde lewe. Teenoor 'n lewe van bose geeste
waar jy alles doen wat gemeen is, ongevoelig is, gelaag is, die werke van die Here misken. Geesgevuld of bose gees vervul. Waar staan jy? Ek bly so 'n bietjie stil dat jy kan jouself kan ondersoek en sê, Here, waar staan ek regtig? Het ek net seker godsdienstvlywers in my, so nou en dan, maar eintlik, Here, is ek boos met die goed wat ek doen, wat ek dink, wat ek hoog van ander kan praat, wat ek kan ook hulle kan afbreek, al daai goed. Doen jou eie ondersoek nou. En dan bring ons dit voor die Here. Right, kom ons bring dit na die Here toe vanoggend. Vader, ek gaan weer, soos altyd, kort sinne bid, sodat jy kan saam bid na sy, want dit is jy en die Here vandag. Vader, ek kom in die naam van Jesus, en ek kom staan voor U. Here, ek het 'n skoon huis. Ek het U reeds aangeneem as my persoonlike saligmaker en verlosser. U het reeds aan die kant kom maak hier in hierdie lewe. Maar Here, as ek eerlik is, dan staan hierdie huis leeg vanoggend. U is ook nie meer daar nie. Bewaar my, vergewe my. Ek bring alles weer tot U. Here, vergewe my waar ek God lasterend gepraat het, waar ek U werk ontken het. Vergewe my. Kom terug in hierdie huis in. Kom met U volheid. Sodat, Here, ek wil nie die slegter as die vorige ou een wees nie. Bewaar my daarvan, vergewe my, was my skoon met U bloed vandag. Vergewe my. Kom met U Gees opnuut en kom woon in my. Kom trek vandag weer in, Here. Ek gee U die volle reg. Lei my met U Gees. Lei my in U autoriteit en in U krag. Ek is bevry en skoon en Gees vervuld. Ek bely dit in Jesus naam. Amen en amen. Daar sê, en nou sien ons kans vir vandag, môre, oormôre, dit maak nie saak nie, want die Here gaan in hierdie huis bly. Hierdie huis gaan nooit weer leeg staan nie. Amen. Sê dit hardop. Hierdie huis gaan nooit weer leeg staan nie. Amen. Want die Here bly hier en hy gaan hier bly. Amen. Sjoe, dankie Here, dankie Vader, in Jesus naam dankie. Ek het gesê in die begin, Here, help my, laat dit wat 'n baie moeilike, ingewikkelde onderwerp eintlik is, Here, maak dit maklik verstaanbaar, en ek glo die Here het dit baie verstaanbaar en maklik gemaak. Dankie Here vir U genade, dankie dat U self spreek. Amen. Ontvang die seën van die Here tot volgende keer. En
gaan dra daai vrug, gaan hou die huis vol van die sterk man. Amen. Nou sê, ontvang die seën van die Here. Yerecho geta Adonai dishmarecha. Ja Adonai pawani lecha vechochonechta. Yesa Adonai pawani lecha ve asam lecha. Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou vat ophef tot by hom, waar hy saam met jou woon in jou huis en aan jou vrede gee. Amen. Amen en amen. Prys die Here.